sing so lekker. Fly away. Maar die vraag wat ek vanmorgen vir jou wil vraag, is jy reg? Is jy reg? Is jy 100% seker? As jy nie is nie, wees haastig. Wees haastig. Want jy weet nie wat gaan binne gebeur nie. Jy weet nie. Die lewe is onseker wat jy kan kry. Maar ek bid vanmorgen, Here, kom bid elkeen van ons vanmorgen. Kom raak ons aan vanmorgen, Here. Heilige Gees, kom oortuig U ons vanmorgen van reg en verkeerd. Baie welkom vanmorgen aan elkeen van die vanmorgen. U is op die regte plek. Elke besoeker, wees op jou gemak. En die wat nou nie gisterand hier was nie, het opgeslip. Al het ons gelijk geloos nat gerede hoenders, was het nog lekker om die Here te prys. Man, ek is so opgewonde in my vanmorgen. Ek wil jubel in die Here. Hy is waardig, so lofwaardig. Donderdag aand is van klas, hier by die kerk. Nee, by Nicola, by Nicola. En dan asseblief, ek vraag baie mooi, laat jy nie kos en koeldrank in die kerk sal inbring nie. Kom ons respecteer die reëls van die eienaar, en ons bring nie koeldrank en kos in die kerk nie, asseblief. Ek gaan oorgeef, pastoor. Staan. Maar nader is die troon van ons God in eenheid vanmorgen saam. Vader, hoe mooi is hier die dag, wat opnuut, Vader opnuut uit die hand, as 'n geskenk aan elkeen van ons gegee is. So dikwels is elke dag maar net nog 'n dag. Maar vanmorgen wil ons in hierdie gebed aan U erkenning gee dat ons dankbaar is vir nog 'n dag. Dit gaan nie by ons ongemerksaam dat U ons die genade gegee het om dit te kon sien vanmorgen, dit te kan ervaar vanmorgen en vanmorgen met gesondheid. Here, want dis wat ons vanmorgen neem, gesondheid na gees, siel en liggaam in Christus Jesus. En daarin U te kom verheerlik vanmorgen. Dankie vir die sange wat U nou gaan bid. Wanneer ons dit ons lippe uitspreek, is dit nie net liedjies nie, dit is aanbidding wat opgaan as 'n lieflike reuk, 'n lieflike atmosfeer, waar U woon in die lofprysing van die volk. En as jy daar vir Jesus kosbaar maak, en die volk sê, Amen. Kom keer die voor ons. Ja, was het hello, jij Stand vast en die kracht waarin je
Nie net finansiëel nie, maar gesondheidsgewys. Al die vrae wat jy het, wat jy nodig het. Mense kan jou niks bied nie. Het is net God wat jy iets kan bied. Het is net Jesus se bloed. Wat jy kan vrykoop. Mense kan vir jou niks doen nie. Het is net Jesus, nie? Net aan jou hande. You are real.
You're my provider. My provider. You're my provider. My provider. Toets dit. 1, 2, 1, 2. Ek kan ons 'n bietjie treble op my kind. Ek dink dit ek kan niks hoor hier voor asseblief. Net so 'n bietjie treble bysit. Toets 1, 2. Amen. 1, 2, 1, 2. Dit is dof. Ek kan toets 1, 2. Amen. Dankie pastoor. Again, the show. You are our provider, Lord. You all we need. Here is al wat ons nodig het. Want U is die voorsiener. Die groot ek is. U wat elke dag met elke van ons is, waar ons beweeg, U is met ons. Waar ons partykeer voel ons is alleen, is U met ons. Selfs in ons mees gebrokenste oomblikke, is U met ons. Want U weet hoe het voel om aan 'n kruis gebroken te hang. Wie beter om ons te dra in ons gebrokenheid as 'n God wat weet hoe dit voel wanneer ons gebroken is. Dankie dat U ons God is. Wat ons so verstaan en ons so lief het, dat U met ons ten volle een geword het. Sodat ons vanmôre alles kan hoop hê, en alles kan opstaan, en kan sê, omdat Hy leef, sien ek ons vanmôre. Omdat Hy leef, sien ek ons vanmôre. Dankie Heilige Gees. Dankie Soete Gees, vir die woord. Plaas dit op my lippe. Mag ons ore vanmôre verkoop wees, met dit wat in ons geesmens gedeponeer word, dat ons met krag, maar volle nederigheid, hier kan uitstap, en kan sê, nie omdat ek in staat is nie, maar omdat Hy die prys betaal het. Is ek op alles in staat. Dankie Meester. Dankie Meester. Dat ons later vanmiddag weer gesels, Meester. Dankie vir die woord. Amen. Ek weet nie van jou nie. Maar ek kan nie wag vir die wederkoms. Nie omdat ek my lus vir die lewe verloor, maar juist omdat ek 'n rede gevind het om te leef. Nie omdat ek moeg is vir die wêreld nie. Want ons kom terug om as konings en priesters te kom heers op hierdie wêreld vir 1000 jaar. Maar omdat ek moeg is om te sien hoe die onskuldige moet ly. Moeg is om te sien hoe bloed elke dag in die grond val wat roep na God vir geregtigheid. Verlangend na die dag wanneer Hy alles gaan kom regmaak. En die woord wat ek vanmôre vir u het, sal u dink ek en ander het met mekaar gepraat en vooraf bespreek, die liedjies wat gesing word.
Maar nee, ons word gelei deur die Heilige Gees. En jy sal vanmôre sien Andrie, hoe in lyn is jou liedjies met die woord vanmôre. Die boodskap wat ek het, die skrifgedeelte waarna ek kan blaai, die hoofskrifgedeelte is Nehemia 1 vers 1 tot 7. Nehemia 1 vers 1 tot 7 gaan my hoofskrifgedeelte vanmôre wees. Soms gebreek, nooit sonder oorwinning. Soms gebreek, maar nooit sonder oorwinning. U was al daar, u is miskien nou daar. Dat die totaal al gebreek voel deur omstandighede, deur die lewe, deur die onregverdigheid. Terwyl jy probeer om 'n regverdige lewe te leef sonder om ander leed aan te doen. Jy wil net in die oggend opstaan en net gaan provide vir jou eie geliefdes. En dan wag die ongevraagde dinge van die lewe daar buite vir ons. En vanmôre wil ek jou kom moed gee. Om nie op te hou, om hierdie stryd te stry eintlik tot die einde. Want alles gaan binnekort vir jou oopgaan op omdat jy moet te werk was en vas te hou. Te midde van alles. Soms gebreek, nooit sonder oorwinning nie. Gedagte uit vandag se boodskap as padkoers op die lewenspad. Dalk sit jy vanoggend gebroken op die lewenspad. Wat vir alles en vir almal. Weet vanoggend en elke dag, God het jou nie vergeet. Wat jou vandag die seerste maak, beplan God om jou nie te breek, maar aan jou die grootste oorwinning te gee. Dit wat jou vandag, wat jy voel, dit breek my. Dit voel soms vir 'n mens of God afwesig is. Maar wie waarna kyk ek wanneer ek voel dinge raak net te veel. Dan vat ek my geestesoog en ek gaan deur die eeue terug na Golgotha heuwel toe. Die mees gebrokenste oomblik in Jesus se aardse wandeling was toe hy stikkend gebroken aan 'n kruis gehang het. Maar dit was die oomblik toe die naaste aan God se oorwinning vir jou en my was. God se oorwinningsplan dat ek en jy nooit hoef verlore te voel nie. Nooit weer sonder God hoef te wees nie. En in daardie oomblik 2000 jaar terug terwyl hy aan daardie kruis hang, word hy met al ons seer, met al ons stryd, en volle een, totdat hy sy asem uitblaas nadat die woorde gesê, dis volbring. En vanmôre wil ek ons moet opgewonde wees. Ek wil ons moet opgewonde wees. Maar ek wil hierdie gedig vir jou lees, want dit is soms hoe die meeste van ons op hierdie aarde in ons daaglikse lewe. The hollow horizon. The map I drew was full of gold, but the path I walked has turned to grey. The story of promise left untold, as the best of me just slipped away. The mornings arrived with a dull surprise, but nothing to chase but the same old skies. I'm tired of waiting for the sun to break the clouds that hang so low. The race I ran, I never win. I only learned to let things go. The silence now is a loud refrain of life of joy that turned to pain. I reached that of the air, a dream I held that turned to dust. It seems that life is rarely fair and turns to rust. Our strongest trust, I closed my eyes and tried to find that peace I left so far behind. Kom ons bid saam. Vader, wat sal my woorde vanmôre beteken as U nie die krag agter dit was en is? Wat sou al ons bemoediging vanmôre beteken as dit net leeuhoop was? Maar omdat ons weet dat U God is en werklikheid is. En ons weet vanmôre nie omdat ons godsdiens jag of tradisies jag of teologiese sieninge jag nie. Ons weet dit vanmôre omdat elkeen van ons het vanmôre sit 'n getuienis het op ons lewenspad wat uitskree teen alles
teen elke noodlot, teen elke versoeking, teen elke oomblik van wat ons voel. Hoe gaan ons hier deurkom? Skree die getuienis van ons lewenspad harder as al die gebrul van die omstandighede. My God leef, ek was al hier en ek het hier deurgegaan. En as ek vandag terugkyk op die lewenspaai, as ons terugkyk op die lewenspaai op ons Vader God, dan het ons sterker aan die kant uitgekom. Nie omdat ons 'n sterker lewe op hierdie aarde wil bou nie, nie omdat ons sterker mense wil wees, beter mense wil wees nie, maar omdat ons nog meer vashou aan hierdie een wete, my hand is aan die ploeg en ek is op pad huis toe. Ek kyk verby vandag alles, al die wat jy horizon, Here, al hierdie vraagstukke, kyk ons vanmôre, en ons sien een ding raak, binnekort, kom hy ons haal. Binnekort sal al hierdie vraagstukke beantwoord wees, waarom vir ons vandag so min antwoorde het. Binnekort. Maar nie eendag, iets wat nou gebore word in ons harte, en in ons geesmens. Nie eendag, maar nou, staan ons in oorwinning. Dit staan nie alleen. Ons God het ons in sy hand. En dis ons gebed vanmôre, in Jesus naam. Amen. Soms gebreek, nooit sonder oorwinning. Sarah was onvrugbaar. Ons kyk na 'n paar mense in die Bybel wat God bo-natuurlike plan mee gehad het, te midde van hulle omstandighede, te midde van hulle stryd, te midde van al hulle vraagstukke van hoe gaan dit ooit kan verander. Sarah was onvrugbaar. Ek meen, hier is 'n vrou wat op 100 jaar oud 'n seun in die lewe inbring, wat nog nooit kon swanger word. Vir haar was die stryd, my liggaam het net te oud geword om ooit die vreugde van 'n kind te kon beleef. Maar omdat God daardie dag by Abraham stil staan en sê, sekerlik hierdie tyd volgende jaar sal Sarah 'n seun hê. Omdat hy dit sê, kon Sarah selfs toe sy lag, niks keer aan wat God 'n plan gehad het vir haar. Ek en jy vra soms, Here, hoe gaan ek deur hierdie ding kom? Ek is net te ver gebreek, ek het net te veel verloor. Isak was gebroken deur vrees en depressief in die situasie waarin hy vasgevang was. Jakob was 'n leenaar en 'n bedrieger. Josef is deur sy broers mishandel en as 'n slaaf verkoop. Job het alles verloor. Ek dink toe Josef so, ek kry hierdie prentjie, hoe hy op hierdie wa vasgebind sit. Miskien het hy daar tussen 'n klomp koringsakke gelê, want was 'n klomp handelaars wat op pad was na Egipte om te gaan handel dryf. En hier lê 'n sak kaneel en daar lê 'n sak swart peper en hulle het nou hierdie kaneel en hierdie speserye en hierdie goed wat hulle op pad is na Egipte om te gaan handel dryf. En hier lê Josef, net nog 'n sak, gebind, magteloos, wat sy omstandighede aanbetref. Ek dink terwyl hy sy oor die waarse kant kyk, en hy sien daar gaan sy broers. Hulle kyk nie eens om nie. Dis asof hy net nooit deel was van hulle lewe nie. Asof hy net nooit bestaan het. Net nog 'n probleem, waarvan ons ontslaag geraak. En ek dink terwyl hy so kyk na sy broers, dink ek het in sy hart gedink, nooit weer sal ek my pa se huis sien. Nooit weer sal my voete hier die grond bewandel. Want as jy as 'n slaaf verkoop was jy gebrandmerk. Was jy in Egipte wat op daardie stadium die sterkste weermagland in die wêreld was, het jou mind net met jou begin speletjies speel, daar is nie uitkoms. Kom ons gaan verder, kom ons kyk na die volgende persoon, want ek kan stil raak by elke van hierdie mense, want dit is asof ek hulle sien, asof hulle vandag hier voor my is. Moses het 'n spraakprobleem gehad en onbruikbaar gevoel deur God. Toe God vir hom sê, gaan na Farao, toe sê vir hom, laat my mense gaan, toe sê Here, hoe kan ek
ek is swaar van spraak. En hierdie swaar van spraak is dieselfde woord wat gebruik word vir iemand wat hakel. Someone that stutters. Iemand wat, as hy op sy senuwees raak, dan begin die woorde amper in sy mond vashak en hy kry net nie die woord uitgespreek nie. Nou sê God vir hom, om terug te gaan na die land van waaraf hy gevlug het, nadat hy een van hulle doodgeslaan het, en hy moes vlug vir sy lewe in die woestyn. Nou sê God, gaan terug na hierdie vader toe, gaan sê vir hom, hy gaan nie terug as 'n staatsamptenaar nie. Hy gaan nie terug as 'n man wat kragtige, magtige titel dra, wat die waardigheid het om by die farao in te stap en hom te sê, by farao, ek wil net vir jou kom sê, jy weet wie's ek, die God van Abraham, Isaac en Jakob sê, jy met sy volk laat gaan. Nee, hy gaan terug as die een wat gevlug het. Hy dink dadelik word sy tong dik in sy mond, sy spoeg droog op. Die vrees gryp hom in die keel as hy, Here, ek kan nie praat nie. Enigiets, maar net nie dit nie. Ek sal nie in die woestyn bly en ek sal vir hulle bid. Is nie soms hoe ons as mens is, wanneer daar nood is, wanneer God jou stuur na die hospitaal toe vir iemand in ICU te gaan bid. Here, ek sê eintlik iemand wat kan bid nie. Here, wat gaan ek vir die mense by ICU sê, hoekom moet hulle my nou in ICU dat ingaan dat ek hierdie persoon bid? En dan sê God vir jou, wat hy vroeg vir Moses gesê het, ek is wat ek is, stuur jou. En dan wanneer jy na die ICU instap, dan weet jy, dis nie jy wat vandag iemand gaan bid nie, jy is gestuur. En in daardie geloof van daardie verhouding met hierdie groot God, sien jy hoe God die wonders bo wonders doen, net soos het Moses moes aanskou. Moses het niks gedoen, hy het net ingestap. Selfs die droë stok in sy hand, het God wonderwerke deur laat gebeur. Jy sit vanmorgen net in Here, wat is ek? Ek kan nie praat soos die pastoor nie. Ek het nie eers daai mense verhouding met iemand te kan praat nie. Ek is so bang vir mense. Dan kruip jy daar agter die toonbank weg en jy maak koffie. En dink, Here, as ek net eendag soos daai een kan wees, maar ek staan hier en maak koffie, en dan hoor jy die stem van God sê, maar jy het iets awesome in jou hand. Jy is soos Moses met 'n staf, salf daai beker, en sê, Here, die een wat vandag uit hierdie beker drink, mag sy ware lewe van God se getuienis vertel. Mag dit van sy grootheid getuig. En nou sien jy hoe die mense die een na die ander beker vat wat jy gesalf het met hierdie liefdeswoorde, mag hulle geseënd wees. En skielik tussen jou en God, in die stilte van die oomblik, is daar so diep intieme liefdeservaring. My God, sy salwing leef hierdie beker, en het gaan die hekke breek, maar die salwing breek die hekke. Kom jy weer verder, amper bou ek die hele preek net op hierdie. Rahab was 'n prostituut, Gideon het aan minderwaardigheid gelei. Here, ek is die kleinste Manasse. Toe die engel hom verskyn en sê, God gaan aan hom 'n weermag gee oor die oorwinning oor die Amalekiete gegee. Ek is die kleinste Manasse, Here. Ek is hier onder jou bloem. Ek nie Here, miskien 'n ander groot ou. Ek het daai hoofseun van ons gesien in matriek, Here, daai ou kan praat. Here, daai ou wat daar saam in die weermag was, daai het vir niks geskik nie. Here, miskien jy hom gebruik, maar ek was iemand altyd die agter die bossie weggekry het. Ek is iemand altyd, ek was nog nie talkative van in die skool. Ek sien die prater nie. Ek was jy loner. Maar aan een kant gesit het op die paviljoen en my broodjie alleen geëet het. Ek wens het hier die skooldag net verby gaan, dat ek aan huis toe gaan. Want ek pas nie in nie. I do not fit in. En God gaan kies daai ene. En as jy vir jou dap held, gaan ek die oorwinning gee.
Samson was 'n egbreker en vrouejager. Naomi het gebroken gevoel deur hartseer en was 'n weduwee. Boas was alleen en het geen erfgenaam gehad nie. Elia het selfmoordneigings gehad. Jonah het van God weggehardloop in rebellie. Martha het oor alles bekommerd geraak. Die Maritaanse vrou was meer as een keer geskei. Zacchaeus was 'n klein en geldgierig. Die disippels het geslaap toe Jesus hulle gevra het om saam met hom in sy stryd te bid. Petrus het Christus 3 keer verloor. Paulus was 'n harde godsdienstige, wetbewuste persoon wat Christene vervolg het voordat hy een geword het. Soms gebreek, nooit sonder oorwinning. Ek wil vanmôre hier met iets besef. Ek wil jy met iets vasvat vanmôre in hierdie diens. Dis my gebed, dis my smeking voor God in die vroeë oggendure terwyl hy hierdie woord vanmôre 6:00 op my hart kom lê en sê, dis wat ek wil hê hier vanmôre van hulle bring. Sê Here, mag dit nie net nog gepreek wees. Mag dit nie net nog iets wees wat hulle gehoor het en vergeet want by die deur uit sal. Here, ek bid oor hierdie nie, ek spreek oor hulle lewe. Here, ek spreek dat hierdie woord vandag soos vuur sal insny en gaan lê in die diepste plek van hulle harte. Dat dit die krag sal wees waarmee hulle môre wanneer hulle voor hulle uitdaging staan, kan sê, omdat God my gister herinner het, sien 'n kans vir hierdie dag met al sy uitdagings. Sien 'n kans vir môre. Maar sien ek ook kans vir vandag. Sien 'n kans, omdat hy met my is. Sien 'n kans as hy dit met soveel mense in die Bybelverhale kon gedoen het, wat eintlik die outcast was. Die minder gegoedes. Hulle was nie die hoofseuns nie. Hulle was nie die konings nie. Hulle was net doodgewone mense soos ek en jy. Wat ook in die oggend opgestaan het, met 'n stryd en 'n vraagstuk. En God skryf in sy woord, nie net 'n wetboek wat vir jou sê, as jy nie dit doen nie, gaan jy hel doen, as jy nie dit doen nie, behoort jy nie aan my nie, as jy nie dit doen nie, hy sê vir jou, kyk hoe groot is my liefde, Evangelis af reg deur tot in Openbaring, en in Openbaring 12 sê, ek klop nog steeds aan jou hart se deur, as jy gaan oopmaak, sal ek inkom en ek gaan saam met jou maaltyd hê. Hy sê, ek het nie gekom te oordeel nie, ek het gekom te red, te verlos, die wat verlore is. En daarom, wanneer iemand verlore sou gaan, en sonder God sterf, is dit nie God se skuld nie, dis nie sy liefde wat opgehou het nie. Hy het bly klop, bly roep, bly sê, kom huis toe. Moenie dat jou omstandighede vir jou iets anders te vanmôre vertel, as dit God vir jou met sy hele wese lief is. Nehemia 1 vers 1 tot 7. Ons hoofskrifgedeelte vanmôre. Gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. Gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. Mag God in hierdie tyd wat ons leef, Nehemia's oprig om vir Suid-Afrika te bid. Mag God Nehemia's oprig, wat nie wag vir omstandighede om te verander nie. Wat nie wag vir beter geleenthede wat het meer gunstig maak om God te verkondig nie. Mag God Nehemia's oprig, wat sê te midde van die storm, I'm not walking alone. Ek loop saam met die groot ek is, wat my stuur. Wat sê jy nee nie? Hier is ek, Here, stuur my. Hier is ek, Here, praat met my. Sê vir my wat moet ek doen. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agaria, en in die maand Kislew van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers gekom, hy en man uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraakte wat oorgebly uit die gevangenskap en na Jerusalem. Hier was hulle in ballingskap weggevoer, van al hulle vryheid beroof, as slawe gewerk onder 'n vreemde land, onder 'n vreemde regeringsstelsel. En toe op 'n dag te raak hulle vrygeraak is. En hulle keer terug na Jerusalem toe. Maar Jerusalem was platgeslaan.
die huis wat Josef vir sy ou dag gebou het, vir sy pensioen bymekaar gemaak het. Was dit een dag van hom weggevat, toe hy weggevoer was in ballingskap. Daardie beplande troue wat nog volgende maand sou gebeur, het nooit gebeur nie. Want die dag voor die troue was alles verby en was al weggevoer in ballingskap. Daar was verloofdes van mekaar geskei en mekaar dalk nooit weer te sien. Pa, ma, kinders van mekaar was geskei, want in daardie ballingskap was een gestuur vir slawerny na daai landsreek om daar te gaan diens doen en daai was soontoe gestuur. En in hierdie toestand van gebrokenheid waaruit hulle kom en terug gaan na Jerusalem toe, begin God vir Nehemia sê, bid vir my kinders in Israel. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het in die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende, en hulle smaak en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. Het ook die woord hoor ek gesit en ween, ek het daelang getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Hier sit Nehemia. God sê van bid vir Israel. Nehemia sê, God, waarvoor moet ek bid? Alles is pad geslaan. Wat van 'n snaakse opdrag is dit hierdie om vir Israel te bid, terwyl hulle so stikkend is, terwyl hulle so teruggaan na so gebroke toestand toe? En gesê, ag Here, God van die groote gedigte God, wat die verbond en die goeie retierende hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou. Laat U oor tog opmerksaam en U oor oop wees om te luister na die gebed van die knegt, wat vandag voor die aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel. U knegt, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat is teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Met ander woorde, dis asof Nehemia hier so 'n mind change kry, so 'n visieverandering kry van dit wat hy na kyk wat die fisiese is, na die belofte van 'n God wat kan herstel. 'n God wat weer kan optel en kan herbou. Almal maak die ons jongste suster in die gemeente, al oor die 80. Ek dink om kan terugkyk vandag en dan kan dink, joh, as ek net daar dit bietjie anders het. As ek net daar. Maar ek wil vandag van my sê, omdat God in beheer is, kan almal voel vandag ek het nie misluk nie, want my God sal klaarmaak wat hy begin het. Waar ek te swak was, waar ek te min gevat het, waar ek gemis het om raak te vat, is hierdie God na wie ek roep dag en nag vir my kinders. Bid vir hulle bekering, bid vir hulle redding, bid vir hulle genesing, bid vir verandering, dat God se naam groot gemaak word. Hy is die een wat my swakhede te hulp kom. Hy is die een wat kom regmaak wat ek verkeerd gemaak het. Hy is die een wat kom oprig wat ek in onkunde gebreek het. Hy is die een wat sê ek is die God van 'n tweede kans. Maar vanmôre vir jou sê, jy moet vanmôre sit wat dalk voel vanmôre, God, ek het net te veel foute gemaak, ek het net te ver geval, ek het net te veel U teleurgestel. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy is die God wat in die pad afkyk en sien en hoop. Wanneer kom daai verlore seun? Wanneer kom daai verlore dogter vir my terug van die varkhokke af, terug gehardloop na die huis toe? Want ek wil hardloop, ek wil hom gaan ontmoet. Ek wil hom vasgryp, ek wil hom haar 'n soen gee, 'n kus gee. Ek wil 'n nuwe kleed op, ek 'n ring aan jou vinger sit. Hy is die God wat in die pad afkyk en hoop dat jy sal kom na huis toe kom waar hy jou wil herstel en vir jou 'n nuwe hoop en 'n nuwe liefde gee. Want sy liefde het nog nooit vir jou verkoud of minder geword nie. Ons het baie verkeerd gegaan oor tienerie. Ons het die gebooie en insetting verander wat U verordening wat aan Moses U knegt het beveel het nie gehou nie. Met ander woorde, Nehemia sê vir God eintlik in hierdie gebed, hoe regverdig is God dan as hy hulle sou straf en nie herstel? Ons het al hierdie dinge gedoen, Here. Jy sien baie keer wil ons
foute begrawe. En God blameer vir ons omstandighede. Terwyl ons eintlik moet alles op die tafel kom lees en sê God, omdat U God is, nie omdat ek eintlik iets goed gedoen het, nie omdat ek 'n goeie mens is nie, nie omdat ek iets verdien nie. Hier is, kan ek vir U uitpak al die redes hoe U eintlik my kan verwoes en my kan uitdeel. Maar omdat U die God van liefde is, vat ek die vrymoedigheid om my gebroken lewe voor U te kom uitpak en te kan sê, U is die God wat my gaan optel. U is die een wat selfs die wat U aan die kruis vasgeslaan het, gesê, Vader vergewe hulle wat hulle nie bedoel. Hy wil jou optel. Hy wil jou met al jou foute, al wat jy na hom te kan bring is 'n gebroken lewe soms, wil hy kom vat en hy wil iets moois in dit maak. En hy wil sê, jy is my vertoonstuk. Kyk na my woord, hoeveel het ek gemaak, wat eintlik stikkend was. En ek het van hulle iets moois kom maak. Rahab, wat in Jericho die enigste wat oorgebly het, word deel van die bloedlyn waaruit Jesus gebore word. Al hierdie dinge, ek meen, kom ons vat van Naomi. Sy en haar man en hulle 2 seuns gaan na 'n vreemde land toe. Terwyl God hulle eintlik verbied, jy mag nie in die landstreek uitgaan waar ek jou, jy moet in my vertrou, gaan na 'n ander landstreek toe. En daar troue haar seuns. Haar man sterf en haar 2 seuns sterf. Nie kom sy terug met haar 2 skoondogters. Oprah en Rut. En sy by die grens sê sy eintlik hulle, wat het ek? Ek het nog net my moeder skoot het vir julle nuwe mans bring nie. Gaan terug na julle land toe, waar haar mans is. Want ek het niks nie. Ek het nie 'n erfporsie nie. Ek het niks wat ek vir julle wil gee. En Oprah kyk die storie so, sy weeg hom so op die skaaltjie en sy kyk terug. Kyk, Israel so, kyk haar landstreek so, sy sê nee, jy het 'n kind weet. Sal hand lê. En dan gaan sy. Maar sy waarin so gaan. U God is my God. En u land is my land. Daai woorde verklaar sy dat ek wil niks sê wat vir my sekuriteit kan bied nie, as ek vir God kan kry wat hierdie vrou aanbid. Ek dink sy moes gesien het hoe Naomi in die oggende haar God aanbid, te midde van haar man wat sy verloor het. Hoe sy bly glo, bly aanbid, selfs toe haar seun sterf. En hier stap sy terug as 'n weduwee, maar hierdie 2 dogters stap agterna en Rut sien iets mooi. Sy sien verder as die omstandighede. En God sien dit raak. En hy sê, jy gaan deel word van die bloedlyn, waarin my seun gaan kom, waar die wêreld gaan kom verlos van al hulle gebroke toestande. Soms gebreek, nooit sonder oorwinning nie. Filippense 3 vers 13 tot 14, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoërpunt van God in Christus Jesus. Wat is hierdie hoërpunt? Toe ek daar in 1996 dood verongeluk. En God 'n jong meisie na die ongelukstoneel toe stuur en sy bid vir my en God gee my die lewe terug in my liggaam. En wat was my hoë roeping? Om 'n pastoor te word? Nee. Stellig nie. Die hoogste roeping wat ek ooit kon besef om aan te gryp is hierdie God wat die asem weer terug in my neus gelaat, hom wil ek van aangesig tot aangesig ontmoet eendag. Hierdie God wil ek ontmoet. Ek mag dit nie mis as hy kom om sy by te kom. Daardie dag wil ek aan sy voete val, sy voete soen, en sê, omdat u my asem weer eens geleen het aan hierdie liggaam, is die enigste rede hoekom ek vandag hierdie voete kan sien. Nie omdat ek 'n goeie mens was nie,
Nie omdat ek 'n getroue Christen was nie, nie omdat ek 'n pastoor was nie, nie omdat ek 1000 preke gepreek het nie. Niks van daai goed beteken enigstens 'n penny as Jesus verskyn. Jy besef dat hy gee my vandag asem om te kan voortbeer, om by hom te kan wees. Dis die enigste rede. Hier is die reason. Hy is die rede. En ek haas my om klaar te maak. Want ek kan oor hierdie dinge die hele dag praat. Maar ek weet jy, die skaalbout het in niemand wag. Soms gebreek, nooit sonder oorwinning. En ons weet vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Het jy al sy roepstem gehoor? Ken jy sy stem? Praat jy met hom? En ek wil afsluit met hierdie skrif van jou, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons vir ewig, van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie. Ek wil jy met vanmôre hierdie een ding saam met jou vat, of vergeet nie die res van hierdie boodskap. Vat hierdie een ding saam met jou. God sy liefde vir jou, en die feit dat jy vanmôre in hierdie gebou sit, was jy met jou so goeie mense is. Dis nie omdat jy beter as die ander na buitekant is nie. Dis nie omdat jy beter as die een is wat vanmôre nog nie by Jesus is nie. Dis omdat sy roepstem nooit opgehou het om jou te roep nie. Omdat hy nooit opgehou het om planne te beraam, om 'n stopstraat voor jou in te bring, dat jy verder as die pad kan kyk en kan opkyk en 'n God kan raak sien, wat nog altyd planne beraam om jou huis te vat. Dis kom ek hier vanmôre in hierdie gebou sit. Nie omdat dis goeie mense is nie. Kom ek garandeer jou, jy is jy goeie mense. Jy ry skaars by hierdie gebou uit, dan sien jy op die pad, dan dink jy al klaar, wat wil jy met hom doen? Jy het nou net 'n goeie woord gehoor, jy het nou net in jou hart vir God gaan en gesê, Here, hierdie woord vat my vanmôre, ek wil my lewe, my alles regmaak met U, en dan wil jy daai ene van die pad af. As ek net sê draaitjie vir 'n bietjie knip. Terwyl in die onsienlike is God besig vir daai persoon planne te beraam ook vir hom by hom uit te bring. Selfs daai een wat jy voel, die samelewing is beter as sonder hierdie een, is God besig vanmôre planne te beraam om daai ene by hom uit te bring. Het God stopstrate ook vir sy lewe en haar lewe, om hulle te laat besef, daar is 'n God in die hemel wat my so lief het, dat hy gaan nie opgee om my te laat vertel, en my te laat bewus word van hoe groot sy liefde is. En wil vandag vir jou sê, niks in jou lewe is aan jou gegee met hy jou straf nie. Niks wat jy vanmôre aanbid, was God se plan om jou te straf nie. Of jy deur finansiële nood gaan, God het dit nie beplan om jou te straf nie. Of jy deur 'n moeilike situasie gaan, wat ook al vanmôre jou situasie, maak nie saak wat jou challenge is vanmôre, ons gaan nie eens name gee aan die challenge nie, ek wil vanmôre 'n naam gee, aan een wat de woord, Jesus het 'n plan. Jesus het 'n plan met jou lewe om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy het 'n plan vanmôre om te sê, weet jy wat, jou omstandighede is nie straf nie. Daar kom 'n dag, hoor wat ek vandag vir jou sê, wat jy God gaan dank vir die omstandighede wat jy vandag wens in jou lewe moet wees. En wie want gaan hy dank sê? If it wasn't for those moments, I wouldn't have the maturity of serving Christ that I got today. As dit nie vir hierdie oomblikke was waardeur ek gegaan het, wat ek gevoel het, dis net vir my te veel. Dan kom 'n dag, hoor wat ek vandag vir jou sê, waar jy gaan terugkyk na daai dag en daai omstandighede gesê, dankie God dat ek deur daai omstandighede gegaan het, as ek nie daardeur gegaan het nie,
kon ek nie vandag die volwassenheid gestaan het van U te kan bid, nie vir wat U vir my kan doen nie, maar vir wie U is. Om te kan huis toe gaan, is meer as net om nie eendag geld toe te gaan. Om huis toe te gaan, is om te kan sê, ek wil by die een wees, wat eindtyd hierdie pad met my stap. Dis nie sy skuld as dinge verkeerd gaan nie. Daar is 'n gebroke toestand in hierdie wêreld, wat God nooit vir ons beplan het nie. Wat ons soms weer plekke bring wat ons nie wil wees. En net voor ek jou verveel, gaan ek afspreek. Soms gebreek, nooit sonder oorwinning nie. Ek wil graag hierdie vir jou lees môre. Terwyl ek so sit, dink ek aan, ek begin net te skryf. Ek is gewoonlik niemand, ek werk nooit 'n preek uit nie. Ek praat soos God, sy gees wat binne my, die krag, die lewe, die vuur op die altaar van my hart is, op my mond neem te praat. En toch vanmôre, vir die eerste keer, skryf ek iets, wat ek vir jou wil voorlees. Onthou dan, as jy vandag of ooit voel, dat jy nie waardig genoeg is vir jou mense, die lewe en vir God, wat nog te sê van liefde, onthou net dat Jesus 'n gebreekte en minderwaardige mens gebruik het, om sy hoop te deel met 'n gebroke wêreld. En God vind jy jou hoop vandag, vir nuwe herstel en goed doelgerigtheid. Jesus het nie die toegerustes geroep nie. Hy het die wat hy geroep het, toegerus met die krag van die Heilige Gees wat binne in hulle, binne in ons woon. Staan op, staan vas, want al voel jy moedeloos, gebreek, goed vir niks. God se oorwinning is joune in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, ek is jou gewone. Ek is so excited oor U en wie U is. Want U is die rede vir hierdie lewe. U is die asem van môre se drome. U is die blydskap wat vandag in die hart van ons as mens ons vorentoe beer. Selfs wanneer ons nie eers 'n antwoord sien nie, is daar iets wat binne ons, en daai iets is U vuur wat binne ons brand, wat ons vorentoe dryf, totdat ons gaan uitroep, omdat Hy leef. Omdat Hy leef, is ek